Alright julle, ons mik vir 3:30 klaar. Philip, dankie dat jy in die groep daar gedeel het. Ek dink dit is 'n lekker voorbeeld van om iets in te sit. Sarel, ons sien, ons verskoon jou, daar's 'n paar mense wat apart nou ook verskoning gemaak het. Johan moes al ry vir 'n plaasbesoek. Sarel is ook op pad. So ek gaan weer 'n laaste stukkie inset gee en dan gaan ons 'n laaste chat saam hê. Een van my gunsteling stories is nadat Dallas natuurlik nou vir jare uh hierdie boek geskryf het, is een van die ouens wat hy gedisipel het, is 'n man met die naam van James Bryan Smith of Jim, en Jim sê toe vir hom eendag, Dallas, wat ek wil vra jy moet doen is jy moet nou vir ons die curriculum vir Christ likeness skryf. En toe sê Dallas vir hom, nee, ek het dit klaar die hoofstuk geskryf, jy moet dit doen. Ontwikkel jy dit. Wat 'n mooi manier is, jy weet, om iemand anders te ontwikkel. En Jim ontwikkel toe 'n series wat ek dink 'n paar van julle dalk van bewus sal wees. Ek sit dit gou hier op. Die series se naam is The Life of an Apprentice. Dit het oorspronklik 3 boeke gehad. Die boeke is The Good and Beautiful God, The Good and Beautiful Life, The Good and Beautiful Community, en daar's nou ook The Good and Beautiful Me. Ek wil net gou hier instruksies vir my seun gee, want daar's 'n pakkie wat hy gou by die huis moet net by die hek aflewer. Hou net gou aan. Ekskuus julle, ek moet iets teruggee in die ouens by die hek. In elk geval nou, ek wil die storie vertel van hoe Jim hierdie reeks ontwikkel het, want ek dink dit gee vir ons clues oor hoe jy in 'n gemeente 'n disipelvormende proses kan begin. Jim het vir sy gemeente afgekondig dat hy 'n groep mense in 'n 9 maande reis wil vat en dat die reis die volgende gaan behels. Jy gaan elke week gaan jy leeswerk kry, maksimum van 10 bladsye. Jy gaan elke week 'n geestelike praktyk kry wat jy inoefen. Jy commit om deel te wees van 'n groeigroep wat weekliks bymekaar gaan kom vir 9 maande. En toe het hy vir hulle gesê, as jy wil deel wees hiervan, moet jy asseblief vir my ten minste 1 bladsy brief skryf oor hoekom jy deel sal wil wees van hierdie groep. En toe sê hy kan net 12 mense op hierdie reis vat om hier af te skop. So dit was sy afkondiging. So nou wil ek julle herinner aan die ekosisteem waaroor ons verlede maandag gepraat het. Jim is toe ontsaglik verras dat in sy gemeente van so min of meer 500 lidmate, is daar toe 59 lidmate wat skryf en sê hulle wil deel wees. En hy begin toe met 'n groep van 12. Nou wil ek 'n paar goeie sê oor hoe jy mense innooi in praktyke in, net uit Jim se storie, wat ek korreleer met 'n skrywer met die naam van Pete Scazzero. Die eerste ding is, Pete Scazzero skryf hierdie, en as jy na Jesus se bediening kyk, hy is nou nie 'n Christen nie, skryf hy, invitation is the means through which hospitality is created. Invitation counters the conventional belief that change requires mandate or persuasion. So invitation honors the importance of choice and the necessary condition for accountability. So Jim bou 'n ekosisteem. Hy gee die uitnodiging na die ekosisteem, en die ekosisteem kan maak dat jy nee sê, maar as jy ja sê, is daar spesifieke accountability. Die tweede ding, of die ding wat ek hier wil sê, is dat die
invitation het 'n uitnodiging wat 'n paar elemente bevat. Die een is die toekomsmoontlikheid. So Jim sê vir mense, ek wil jou nooi op 'n disipelvormende reis wat jou gaan help om nader aan Jesus te groei. Dan gee dit 'n opsie om nee te sê, so jy kan in-opt of jy kan uit-opt. Die koste van die deelname word ook gegee en daar is 'n persoonlike nature van die uitnodiging. So hy sê skryf vir my 'n brief. Hierdie is sommer net, by the way, iets wat ons in ons gemeente ook toets die laaste ruk. Hier in Fontainebleau, afkondigings werk nie. Selfs individuele WhatsApps werk nie. Dit is wanneer jy mense bel of in persoon innooi in 'n reis in wat dit werk. So Pieter, hierdie is dalk net 'n klein klou vir jou met die almanak ook. Ons lewe in 'n informasiebelaaide era en so hierdie elemente help ons om te dink aan wat kan werk in 'n uitnodiging. Die volgende ding wat Block sê is hy sê an invitation is more than just a request to attend. So hierdie is nie, hy sê 'n goeie uitnodiging is nie 'n uitnodiging na 'n meeting waar iemand met jou praat vir 'n uur of 2 ure nie. It's a call to create an alternative future and to join in the possibility we have declared. So the question is, what is the invitation we can make for people to participate in creating a future distinct from the past? So daai is belangrik, is dat ek nooi mense in op 'n reis. So Jesus se manier was, kom, ek gaan julle vissers van mense maak, né? In ons geloofsfamilie, Philip het in die begin gepraat oor die taal, die manier hoe ons disipelvormende reis hier in Johannesburg frame, is ons nooi mense om die gewoontes vir die goeie lewe aan te leer. Almal wil 'n goeie lewe hê. So ons sê vir mense, hey, ek wil jou innooi om deel te wees van 'n oefengroep wat inoefen hoe lyk dit om die gewoontes vir die goeie lewe te leef. Nou jy kan enige metafore gebruik, partymal gebruik ek die metafore van avontuur. So ek dink Philip, jy is spot on met ons moet die taal kies wat werk binne in ons gemeenskap. So baie gemeentes en gemeenskappe, ek weet nou nie of Andrei nou nog hier is nie, maar dink nou, ja, hier is hy. Dink nou maar net aan Darling Breweries wat 'n absolute niche mark geskep het deur craft bier te ontwikkel, né? Daar's 'n hele artikel, jy kan dit gaan Google, van Leonard Sweet en Nelis Niemand het ook bietjie daaroor geskryf oor hoe gemeenskappe is wat vir jou die kuns van die lewe aanleer. So ons is hierdie gemeenskappe wat mense innooi. Nou maar wat ons partymal doen is, ons vat die excitingste invitation wat bestaan en dan sit ons dit in taal wat die boringste taal is wat daar is, né? So die invitation is 'n invitation om bietjie saam te groei. So Jim skop toe hierdie reis af. Hy begin toe net met die 12 mense. En daai reis van hom is 'n reis wat nou al amper 15 jaar lank in hulle gemeente ran. En hy het die hele tyd mense wat aansoek doen om deel te wees daarvan. So The Good and Beautiful God, Life and Community is 'n fantastiese resource. In hierdie sessie gaan ek sommer 'n paar goeters deel wat ek behulpsaam al in gemeentelewe gevind het. So Jim se hele reeks is geskryf op 'n baie eenvoudige konsep. So luister gou hoe pas dit by Dallas se 2 objectives. Die begin van elke hoofstuk gaan oor 'n narratief wat mense verkeerd kry, wat geherprogrammeer moet word. So Edwan, jy gaan van die eerste een hou, want dit praat so 'n bietjie teen Jim se, teen daai teksie waar ons nou nog gepraat het. Jim het 'n dogtertjie gehad wat oorlede is 2 maande na haar geboorte. En daar was Christene wat vir hom gesê het, "Jo, wat het jy verkeerd gedoen dat God jou so straf?" So dit is 'n voorbeeld van 'n teologie
wat 'n voorspoeds teologie is, wat 'n baie verwronge beeld van God het. En so elke hoofstuk werk met een of ander narratief wat skeef getrek word in die kerk, dis die eerste ding. Dan is die middeldeel van elke hoofstuk is goeie teologie en storievertelling oor hoe daai narratief herprogrammeer kan word in die lig van ons goeie en mooi God. En dan is die laaste deel van die hoofstuk is wat hy noem 'n soul training exercise. En daai is 'n praktyk wat die mense inoefen in die tyd wat hulle die hoofstuk lees, en dan is 'n groot deel waarmee ons vandag begin het, aksie refleksie. Jy kom terug en jy reflekteer op wat het met jou gebeur. So daai 3 boeke, The Good and Beautiful Life, The Good and Beautiful The Good and Beautiful God, gaan oor narratiewe van God. Die Good and Beautiful Life is 'n hele boek wat net gaan oor die bergrede, en die Good and Beautiful Life gaan oor hoe is ons as disippels betrokke in die gemeenskappe wat ons is. En as jy daai hardloop in groepies, dan elkeen van hulle gee vir jou 'n ongelooflike stuk herprogrammering wat in gemeentelede se lewe kan plaasvind. Ek is so kwaad want Lux Werby het hierdie boeke almal in Afrikaans vertaal, en hulle het so sleg verkoop dat hulle al hulle stok gepulp. So ek het vanoggend hulle weer ge-WhatsApp en gevra, hoorie, kan ons nie net 'n electronic copy iewers kry nie? Nou my eie storie, en dis die volgende ding wat ek vir julle wil van vertel, is ek het vir Jim ontmoet, ek het training gedoen in Amerika, of eintlik het ek hom voor dit ontmoet, so in Amerika toe ek nog daar gebly het. En toe ons net teruggekom het, toe was ons besig met 'n kerkplant waar ons gesê het, hoe lyk dit om 'n kerk te plant wat van die begin af 'n lewensritme het? So die een hoofstuk in The Good and Beautiful Community gaan oor daai kerkplant. En toe 'n paar jaar later het ek 'n predikanteopleiding in Brasilië gedoen, en toe doen ek 'n vertelling van waarmee ons alles besig is. En toe sê Jim vir my, hoor jy moet hierdie in 'n boek skryf. So daai word toe die boek Raw Spirituality. Hierso is hy, wat die derde boek van Jim Smith, hulle eindig met die ontwikkeling van 'n Rule of Life. So in 'n reeks van Renovare se boeke is dit die vierde boek toe wat mense help om 'n gemeente te help met die ontwikkeling van 'n Rule of Life. So hierdie boek lê daar in ons folder, so dit is 'n geskenk vir julle. Wat 'n vertelling is van 'n Joburg Suid-Afrikaanse storie wat vir jou dalk so 'n bietjie clues kan gee van hoe om hierdie te doen binne 'n stelsel. Toe 'n paar jaar later het ek en Lolly, my vrou wat 'n opvoedkundige sielkundige is, agtergekom dat by die laerskool waar ons kinders was, en baie keer nog selfs in die kerk, kry ons kinders die teologie wat ons al verleer het. En toe skryf ons 'n boekie met die naam van 7 ritmes vir kinders, en die hele boek is ook gebaseer op hoe lyk disipelvorming binne in 'n gesinsverband met 'n spesifieke Rule of Life. So daai boekie lê ook in die folder, so jy is welkom om daarna te kyk. So elke hoofstukkie gaan oor 'n spesifieke ritme met 'n praktyk, so ek gaan net een storie vertel daaroor. Die eerste hoofstuk gaan oor hoe verander 'n mens. Die tweede hoofstuk gaan oor die mooi en goeie God, en die praktyk daar is die praktyk om as 'n gesin te leer hoe om mekaar te seën. En ons het 'n ongelooflike storie van 'n baie high-flying Johannesburgse besigheidsman wat se 2 dogtertjies die praktyk onder die knie gekry het, en toe hulle pa een keer van 'n oorseese trip afkom, toe sê hulle vir hulle pappa, ons wil jou nou met hierdie seën. Wat natuurlik 'n kuns is, né, om iemand te bless met oogkontak en appropriate liggaamshouding en so aan, en die 2 dogtertjies doen dit toe vir die pa, en die pa krek heeltemal op, en hy kom na my week daarna en hy sê vir my, hy het nog sy hele lewe gesukkel om God se liefde vir hom te kan ontvang, en die Here het sy 2 dogtertjies gebruik om hierdie plek oop te breek in sy lewe. So in 'n geval, daar's baie sulke stories. Dit is natuurlik die beauty van praktyke, so jy kan bietjie daarna gaan kyk, 7 ritmes vir kinders.
In ons eie gemeente is hierdie ons lewensritme. Dit is gesentreer rondom die drie enige God. Ek het actually nou my T-shirt ook aan, nadat ek gaan draf het. So ons maak T-shirts, ons maak stickers. Ons het allerlei maniere hoe ons gemeente herinner. Ons het yskasmagnete en die 7 disipelvormende uitnodigings wat binne in hierdie spesifieke rule of life lê, is ons sê alles begin by God drie-enig daar in die middel. Elkeen van ons, net soos wat ons regsbo toestelle inplug in ons lewens elke dag, het ons nodig om 'n koneksie met God te bou. Ons word genooi in ons disipelvorming om saam te wees. En daai saamwees is ons gesin, maar ook ons vriende. Ons leer om ons roeping uit te leef deur ons unieke bydrae, net soos wat daar in 'n legkaart 'n unieke legkaart stukkie is, het ons nodig om te connect. Ons is geplant in 'n spesifieke buurt en plek waar ons soos 'n skadieboom dien. Dan leer ons om ons tyd en geld te gee. Ons leer om ons werke, dis 'n groot deel van hoofstuk 8 van Dallas se boek, is hoe ons jobs doen as disippels van Jesus. Ons bou brûe na naastes wat nog ver is en ons lewe met die uitnodiging van Christus om in heelheid te lewe. En so binne in ons gemeente is al ons prediking, al ons kursusse, al ons bedieninge, alles is gesentreer rondom hierdie. En wat elke lidmaat doen en gesin is om te dink, wat is 'n paar praktiese praktyke wat ons in die seisoen van ons lewe kan inoefen. So hierdie is 'n vinnige voelvlug van hoe 'n spesifieke rule of life lyk. Wat ek laas jaar ontwikkel het, omdat ek in ons gemeente gesien het dat baie mense nog sukkel met die dualisme tussen hulle regte lewe en hulle quote-unquote geestelike lewe, het ek 'n boekie geskryf wat se naam is Vind God in die gewone, wat 'n gewone dag in 'n mens se Christelike lewe trek. Hoe gaan slaap ek saam met die Here? Hoe staan ek op saam met die Here? Hoe reis ek saam met die Here? Hoe werk ek saam met die Here? Hoe speel en lag ek saam met die Here? Hoe eet ek saam met die Here? Hoe huil ek saam met die Here? Hoe is ek op mission saam met die Here? Hoe lewe en sterwe ek saam met die Here? En dit is my poging om die gemeente te help om te dink oor daai een deel van Dallas se curriculum wat sê in die derde deel van Enthralling the Mind with God, hoe om God raak te sien in die genuine egte dele van ons lewe. So elke hoofstukkie, ek het so 'n bietjie Jim se manier gebruik, het 'n storie, het 'n manier om ons gedagtes te vul met goeie Bybelse raad en dan 'n spesifieke praktyk. So dit is ietsie wat help. Dan, ons het nou 'n paar keer daar genoem en 'n paar van julle is al deur hierdie reis. Ek kan baie sterk aanbeveel, Sumarie sal dit ook nou vir julle vertel, Gys en Tia van Skoor by die Sentrum vir Geloofsontwikkeling het 'n klomp resources ontwikkel wat jy in jou gemeente kan doen. En die meeste van hulle is klein groep materiaal, so jy hoef nie goeders te gaan uitdink om dit te doen nie. Miskien ook net sê oor hierdie reis wat ons in die gemeente doen. Elke nuwe lidmaat by ons gaan deur 'n 7 week reis om hierdie te kan verstaan as 'n introduction. So ons doen gewoonlik daai 7 week reis en dan later doen ons 'n 10 week refresher. So daai goeders is ook verniet, so as daar van julle is wat dit wil gebruik, kan jy. Gys goeders kan jy gebruik. Edouard het nou die boek op die rak, maar het hom nou nog nie gedoen nie. Pete Scazzero, hulle sy Emotionally Healthy Spirituality het nou al 'n ekosisteem geword waar jy sign verniet op en jy kan 'n ontsaglike hoeveelheid van hulle resources gebruik en ek kan vouch daarvoor dat dit is baie goed. Hulle het ekstra reekse ook nou al ontwikkel, so hulle het Emotionally Healthy Spirituality, Emotionally Healthy Leadership vir jou leierskapspanne, Emotionally Healthy Relationships. So daar's 'n klomp goeders wat daarin lê wat ook behulpsaam is. Dan my
die ou wat my op die oomblik die meeste, ek dink, stimuleer om te dink oor disipelvorming in 'n gemeente is 'n jong leier in Portland in Amerika. Sy naam is John Mark Comer. Hy het 'n boekie geskryf wat sy naam is Practicing the Way. Hy is so 'n bietjie in die lyn van John Ortberg. John Ortberg het homself altyd beskryf as I am the guy who writes Dallas Willard for Dummies. Want ek dink 'n paar van julle het nou al gesien, as jy Dallas lees, sy goeters is nogal dens. Nou John Mark Comer, dink ek maak disipelvorming eg vir die tyd waarin ons nou leef en spesifiek vir jonger generasies. En hulle het 'n beweging wat se naam is Practicing the Way. En ek gaan sommer gou 'n klein klip vir julle speel waar hy verduidelik waarmee hulle besig is. En dan gaan ek ook so 'n bietjie daarvan verduidelik, want ek dink hierdie is goeters wat veral vir predikante, jy weet, wat pastoraat moet doen en preke moet voorberei. Jy weet, jy kan baie van hierdie goeters gebruik op 'n baie maklike manier. So John Mark was vir 12 jaar predikant gewees in 'n gemeente. En toe het hy die passie ontwikkel om resources te begin ontwikkel vir gemeentes. So kom ek speel gou-gou vir julle net sy intro videoetjie en dan sal ek ook net ek sal die link op ons groep ook sit vir hulle website. Wat ek love van hulle goed is al hulle goeders is heeltemal verniet. En jy kan dit aanbied in jou gemeente soos 'n tipe alfa kursus. So hulle gee vir jou ook 'n bietjie info wat verhelderend is en dan help hulle op die ou einde jou om jou gemeente in te nooi in praktyke in. So kom ek share net gou sy videoetjie. Dan kan julle ook net luister. John Mark Comer, van die vrouens in my lewe sê hy is nogal 'n aantreklike ouetjie ook, so ek kan nou nie vouch daarvoor nie, maar hier gaan ons. The philosopher Dallas Willard once said, "The greatest need facing the world today is whether those who are identified as Christians will become disciples or apprentices of Jesus." And he said what we need for this to happen is a curriculum for Christ-likeness. At Practicing the Way, we've spent years working with churches to create an ecosystem of resources that work together to make a curriculum for Christ-likeness, a pathway for spiritual formation. Our resources work in church communities of all shapes and sizes, from megachurches to house churches, to midweek classes and small groups, to a few friends around a table. The best place to start is the Practicing the Way course. This is our core resource. It's essentially a primer on spiritual formation. Over 8 sessions, we cover what it means to be an apprentice of Jesus, spiritual formation, the practices of Jesus, and more. The entire course is practice-based and designed to be done in community. And it walks you step by step into crafting your own rule of life for the modern era. Our intention is that the course would lay the foundation for a life of apprenticeship to Jesus in the modern world. And the course is the best on-ramp into our ecosystem of resources. From there, we offer 9 practices, ancient Christian disciplines like Sabbath, prayer, fasting, solitude, and more. The practices are 4 weeks long and include teaching, conversation, and weekly spiritual exercises, all designed to integrate the practice into your ongoing life. Together, the course and the practices form a rule of life for the modern era, a way of living that is conducive to deep transformation. We also have books, podcasts, and digital tools for those who want to go further. And all of this is available for free, thanks to the generosity of the Circle and friends from all over the world. Our dream is to see formation integrated into the church at large and to see people be with Jesus, become like him, and do as he did. Ja, so hier kan julle nou sien die praktyke wat hulle beoefen. As jy nou dink aan die lys wat Dallas nou gedoen het, ek gewys het: Sabbath,
solitude, community, prayer, generosity, service, fasting, scripture en witness. En ek dink hulle is nou al klaar met almal behalwe scripture en witness. So hulle ontwikkel die hele tyd hierdie ekosisteem. So dis ook ietsie wat baie behulpsaam is binne in 'n gemeente. Ek gaan nog 2 goeters of 3 resources gee wat ek dink baie behulpsaam is. Die Trevor Hudson hulle het 'n resource ontwikkel wat se naam is The Cycle of Grace. Wat 'n manier is, ek dink nou weer aan Stefan se gesprek en vraag aan die begin wat ons help hoe om nie in 'n siklus van werke te leef nie, maar in 'n siklus van genade. En dit is jy kan dit net op Google op YouTube. Is daar 'n klomp baie lekker video's wat Trevor self gesels. Wat ek baie hou van die Cycle of Grace is dit help 'n gemeentelid om te verstaan as jy na Jesus se lewe kyk, jy weet hoe om nie te lewe op 'n manier wat jou heeltemal uitbrand nie. Die boek kom uit navorsing wat Emil Brunner gedoen het en ou met die naam van Lyk oor hoekom sendelinge uitbrand en so die Cycle of Grace is 'n baie lekker ouetjie. Vroeger in die webinar laasweek het ek genoem van Lectio 365. Dit is 'n toepassing, 'n app wat die 24/7 beweging gebruik. Daar's letterlik duisende Christene wat dit gebruik. In ons gemeente is daar 'n klomp mense, dis 'n gebedstyd van 10 minute in die oggend en 7 minute in die aand wat deur Piet Greg en sy groep ontwikkel is wat fantasties is. Dan laaste ene van my en dan gaan ek 'n bietjie oopgooi. Tim Keller, hulle in City to City in New York, het die Heidelbergse katekismes het hulle verwerk in wat hulle noem the New City Catechism. Dit is 'n katekisme wat ook in 'n app ontwikkel is, so jy kan dit op Apple en op Android kry. En ek vind baie keer met Dallas se eerste objective, Enthralling the Mind with God, is dit een van die lekkerste goeters, veral om met kinders en met ouers te doen. So my belydensklas doen elke jaar in die eerste kwartaal dit, en dan is dit sommer my verskoning om die ouers ook weer betrokke te kry in ons eie tradisie, so ek kan dit ook lekker aanbeveel. Ek het nog 2 slides en dan gaan ek oopgooi vir gesprek. Ek het baie gedink oor die een gesprek wat ons laasweek gehad het oor die centered en die bounded sets. Hier is 'n prentjie daarvan. Ons word, jy weet, uitgenooi as volgelinge van Jesus, om natuurlik Jesus daar aan die regterkant te volg. En elkeen van ons is in daai volgelingskap op 'n reis, en dit is daai pyltjies wat julle daar sien. En dit is interessant dat wanneer jy 'n ekosisteem bou waar jy mense as disippels vorm, dan kan mense wat skynbaar baie ver lyk, soos daai, as jy nou aan die regterkant van die prentjie kyk, daai pyltjie, jy weet, kom ek annotate dit gou, hierdie persoon wat ver van die sentrum af is, daar werk dit nou glad nie. Ek annotate op die verkeerde plek. Daai persoontjie lyk skynbaar baie ver, maar is besig om haar lewe in die rigting van disipelvorming te plaas, waar hierdie persoon wat skynbaar baie naby lyk, is eintlik besig om diagonaal weg te beweeg, of hierdie persoon. En iets wat my net weer opgeval het in ons leeswerk is dat hierdie is 'n lewenslange reis. Dit is 'n reis wat elkeen van ons ingenooi word. En ek dink vir ons as predikante en geestelike leiers is die uitnodiging om heel eers seker te maak, die teks wat ons vandag gedoen het, dat ons godsaligheid ook inoefen. En dan die laaste deel van hoofstuk 9 van Dallas Willard se Curriculum of Christlikeness, wou ek eintlik hardop vir julle gelees het, maar ons gaan nie tyd hê nie. Ek wil jou regtig uitnooi om dit te lees. Dis 'n bladsy en 'n half, waarin hy hierdie intuïsie wat in goeie besigheidsteorie gebruik word, net ook sê, en dit is dat
As jy in 'n gemeente 'n verskil wil maak, dan begin jy met 'n klein groepie. So hier praat dit van die 2.5% innovators en die 13% early adopters. En dit kan werk in enige gemeente, of dit nou 40 mense of jy weet 8000 mense is. Dus daar's 'n klein groepie mense wat gewoonlik reg is om op reis te gaan. Wat ons geneig is om te doen is om daai blou groepie, die laggards of die late majority te probeer innooi. En jy kan hulle nooi, maar hulle gaan 10 teen 1, Arnold het dit hier in die groep gesê, jy weet, hulle gaan 10 teen 1 nie, jy weet, hulle gaan teenskop en weerstand hê. So deel van wat ons doen is ons bid. Jy weet, wie is die mense wat ek uitnooi en vra vir die Here, Here, help my om hierdie in ons gemeente te laat posvat. Laaste sin van my, en dan gaan ons dit bietjie in die groot groep gooi vir gesprek. Ons het nie in diepte vandag gepraat oor die jeug nie. Iets wat my baie opgewonde maak is dat ons jeugspanne incredible werk op die oomblik doen om ook ons kategese in 'n idioom van disipelvorming te sit. So 'n klein advertensie is later in die jaar 16 tot 18 Oktober is daar 'n 3-dag jeug soort van webinar wat aangebied word deur omtrent 9 van ons jeugleiers of dominees wat met jeug werk, laat ek eerder dit sê, wat lekker daarop inzoom. So hierdie is sommer net so 'n voelvlug van 'n rule of life en net sommer 'n paar goed. Ek weet daar is baie goed wat julle ook het. So 'n deel van hoekom ons die WhatsApp groep het is as jy formation goed het wat jy behulpsaam vind, pop dit sommer daar op die WhatsApp groep in die volgende rukkie, dan het ons dit. So kom ek hoor, ons het nou lekker nog 15 minute vir oop gesprek. Tom, ek dink, as ek nou iets kan sê, ek wil nou nie reageer op dit wat ons gepraat het al tot dusver nie. Maar die vraag is, wat nou? Ons het baie lekker met mekaar gesels. Ek dink ons het baie geleer by mekaar en by jou besonder ook. En die vraag is net, hoe gaan ons verder met hierdie goed? Ek praat nie net in ons gemeentes nie, maar ek het 'n gevoel dat ons ergens meer van hierdie goed moet begin te regtig by mense uitkry, by gemeentes uitkry en meer aktief betrokke iets doen, dat mense kennis neem van hierdie goed waarvan ons besonder hierdie 2 dae met mekaar gedeel het en jy met ons besonder. Arnold, dit is 'n great vraag, dis hoekom ek baie sterk sal aanbeveel dat ons daai laaste deeltjie van Dallas se hoofstuk lees, want hy sê bid, kry 'n groepie bymekaar, begin saam daai 2 objectives uitleef, en kyk wat gebeur, jy weet. Ek wil sommer net ook op daai noot gou ietsie wys, wat my baie bly maak. As jy na die kerkorde kyk, wat gewoonlik is, jy weet, mense wat in disipelskap is, nou nie noodwendig daar nie, dan in artikel 9 van ons kerkorde, wat gaan oor 'n predikant se werk, is een van jou werke disipelskap. So dit is 'n baie belangrike iets. En dan die werk van 'n ouderling, wat die amp van die ouderling beskryf, is disipelskap daarin. So hierdie, Arnold, om iets nou prakties vorentoe te vat, kan jy met jou leierskap of met jou kerkraad praat en sê, hoorie, jy kom agter 'n groot deel van jou job description gaan in disipelskap in. Die ander plek waar hierdie lê is, by the way, in die jeugbediening, wat sê die kinders van die gemeente, as ook alle buitekerklikes wat lidmate van die gemeente wil word, moet begelei word in 'n lewe van disipelskap. So ek dink 'n next step sal wees om daai belangrike werk, wat ek meen, ons het nie die kerkorde natuurlik nodig om vir ons te sê dis belangrik nie, maar ons het 'n nou binne in die ontwikkeling van missionale eklesiologie wat nou tot in ons kerkorde lê om te sê dat ek my tyd en energie hieraan kan spandeer. As ek 'n paar praktiese goed weer wil sê, en dit het nou maar weer te doen met my klomp P's, ek dink die praktiese is, om nou weer terug te gaan na maandag se video van die wolwe, nooi 'n paar mense uit, kry persone, oefen 'n paar praktyke op spesifieke plekke in, en bou 'n proses. Jy weet, sê,
ons gaan hierdie doen vir 6 maande en ons gaan evalueer en leer en dan gaan ons nuwe mense innooi of julle gaan ekstra groepe vat, né? So daai gaan natuurlik soos Koos nou gesê het so uniek lyk soos alle gemeentes lyk. Oor die rule of life wil ek sê die belangrikheid is om 'n prentjie by mense wakker te maak oor wat disipelvorming is. So ons bou 'n taalhuis, ons gee verbeelding, ons onthou dat ons bedien in 'n samelewing waar korporasies miljoene rande investeer om brand recognition te bou. En ons het natuurlik as Christene het ons die verantwoordelikheid om in die idioom van ons tyd ook te werk en daai verbeelding te kan ontwikkel sodat mense as disippels gevorm kan word. So Arnold, ek hou van jou vraag. Die goeie nuus is dat daar baie gemeentes is en waarvan hier baie mense sit wat lekker op weg is. So ons leer almal saam. En my droom natuurlik vir die voortgesette bedieningsontwikkeling een van die dele is dat ons die hele tyd met mekaar sal praat oor wat ons leer. Die leergemeenskap dink ek wat baie aktief hiermee reg deur die land werk is die inpas beweging wat die hele tyd werk met hoe is ons besig om hierdie praktyke en gewoontes en ritmes in te sit. Kom ek hoor nog, dankie Arnold, kom ek hoor nog terugvoer of iemand wat iets wil sê? Dit is nou maandagmiddag, ek kan dit sien. Tom, ja, ek dink die waarde daarvan om ergens iets te beleef het, maak jou opgewonde. En al kan ek net sê dat in 'n gemeente in die Kaap het ek nou regtig daar gesien hoe werk die wandel in die woord. Elke vergadering begin hulle daarmee en ek het beleef die mense se koneksie met die Here en die onderskeiding van die wil van die Here raak al beter. So dis nou maar een geloofsgewoontjie. Ek sien baie en veral jy praat met soveel ervaring en deurleefdheid oor soveel meer. Ek wil myself maar net nog meer blootstel hieraan. Banus vir daai getuienis en dankie dat jy ook 'n lidmaat ingenooi het want ek dink as mens nou praat oor praktiese stappe was jy sommer vinnig 'n doener van die woord. So dankie daarvoor. Kom ons hoor nog iemand wat iets wil sê of wil vra. Goed, van my kant af, dankie dat julle saam gereis het. Ek wil asseblief julle uitnooi, gebruik die WhatsApp groep nog vir 'n rukkie as julle gedagtes het of goed wil deel. Die folder wat ek met julle gedeel het, gaan julle die skakel natuurlik nou voor kan hou. Ek het klomp goeters daar ingegooi. Ek het nou na ons gesprek en net voor middagete het ek in die groepie ook Adele Calhoun se boek ingesit. Die handboek, Spiritual Disciplines Handbook, wat 'n beautiful verduideliking is van die verskillende praktyke. Julle het Dallas se artikels daarin, ek het die genogram goed daarin gesit. Dan die video's lê ook almal daar, dan is daar 'n folder wat sê Tom boek geskenke, dis waar Raw Spirituality lê en 7 ritmes vir kinders. Beide daai boeke is geskryf dat jy dit met gemeentelede kan doen op die formaat dat hulle lees 'n hoofstuk, oefen 'n praktyk en gesels met mekaar, so daar's instruksies oor hoe jy dit kan doen, so daai in sigself is al klaar 2 maande reis. Ja, en dan is daar 'n klomp ander artikels daarin ook. Voel asseblief vry dat as jy ietsie het wat jy wil deel in terme van leesgoed, dan gooi julle dit daarin. Van my kant af gaan ons van die kantoor af julle VBO.te laai, so julle hoef niks te doen nie. We know about you. So dankie dat julle deelgeneem het daaraan. Ek sit in ons groep ook 'n skakel. Ek doen dit nou maar met al ons oefengemeenskappe oor hoe jy na jou VBO profiel kan kyk. So ek wil my net weer herinner dat as jy 'n predikant is, dan kry jy 50 punte per jaar, behalwe as jy in die eerste 3 jaar van jou bediening is, dan moet jy 300 punte kry.
Die stelsel is nou so gebou dat as jy beroep wil word met jou VBO op datum wees. So my kantoor kry baie oproepe van dominees wat ewe skielik wakker skrik en besef hulle moes eintlik 'n klomp goeders gedoen het. So ek stuur vir julle 'n link waarin jy net kan gaan kyk hoe lyk dit met jou VBO punte. So jou punte is gelink aan 'n profiel by die ABR. So as jy nie in kan kom nie, skakel asseblief die ABR, daar's lekker inligting daaroor. Wat belangriker is ons het die Excelsis webblad oorgebou, so jy kan lekker gaan lees daaroor goeders wat plaasvind. Vir die van julle wat in Gauteng is, een van die goed wat nou opkom is die lentekonferensie. So ons is al so oor 100 leiers wat dit gaan bywoon in persoon. Ons gaan ook die skakels elektronies gee, so ons neem dit ook op vir die van julle wat ver is. Daar's ook 'n geloofsvorming konferensie wat Gys hulle aanbied die naweek voor die donderdag, Vrydag en Saterdag voor die lentekonferensie. So as julle deel wil wees daarvan, kyk daarna. Ja, en dan as jy planne of idees het vir VBO, kontak my. Jy weet, ek like dit om leergemeenskappe te vorm. So dit is my spiel oor VBO. Lekker, so dankie vir julle. Ek gaan nou nie iets ryp druk wat nie ryp gedruk hoef te word nie. So as ons 25 oor klaar is, dan is dit nou mos lekker. Dan kan ons nou mos 'n goeie middag nog ook hê. Ek wil iets vra oor daai lentekonferensie. Kan 'n mens registreer vir hom en dan net die links ontvang as jy dit nou nie? Ja, so ons neem alles op, Ingrid. Ek dink dit is wat jy vra. So ons het 'n aanlyn registrasie vir die lentekonferensie vir mense wat dit nie kan bywoon nie. En ons gaan 'n week na die tyd gaan ons al die skakels gee. Is dit wat jy vra? Ja, so kan ek net op hierdie link gaan kyk vir daai registrasie. Ek sal op die groep die aanlyn registrasievorm gee en dan kan julle daar loer. Arnold? Tom, ek wil net namens ons groep vir jou sê baie dankie. Ek dink nie ons weet altyd hoeveel werk dit is om so kom ek sê webinar aan te bied, want dit is geweldig baie. Jy weet ook nie altyd wat gaan uitpop waarvoor jy moet voorberei nie. Maar baie dankie vir jou wysheid wat jy deel, jou persoonlike ervaring en jou getuienis. Dit het vir my ook baie beteken. Ek is bly ek kon saam met julle almal die hele groep loop en ek wil namens die hele groep vir jou sê net baie dankie. Maar baie sterkte en baie geluk ook met jou verkiesing as voorsitter van die Moderamen van wat is dit nou? Ek ken hom as Suid-Transvaal, wat is hy nou? Hoëveld, ja. Hoëveld, daar is hy. Dankie daarvoor, ek kan vergeet partyke dit, maar baie sterkte en seën vir jou. Ek weet, dit is 'n lekker sinode om in te wees, ek was self daar gewees, en dit is 'n sinode wat baie keer die pas aangee, wat min mense altyd besef van, maar seën vir jou ook, en ook in jou arbeid waar jy is, in die besondere poste wat jy beklee. Ons kyk maar en neem kennis van dit wat jy ook doen op hierdie gebied vir die kerk. Baie dankie en seën vir jou en jou familie. Dankie Arnold, ek ontvang jou vir al jou sterkte, want ek dink dit is wat ek die meeste beleef op die oomblik, is hoe ek dit nodig het. Laaste comment van my af is, as jy die chat, of wat ek sal doen is, ek sal die chat gou download, en dan gaan ek dit sommer net in ons groepie ook gooi, so dan het jy almal so kommentaar wat in die Zoom chat ook was. So ek dink ons het nou genoeg staf, né? En die vraag is nou, let's connect further. Ek gaan kom ek vra sommer vir Sumarie, jy het nog vandag baie min gesê. So ek gaan sommer vir jou vra om vir ons 'n gebed te doen. Het jy nie ook maandag afgesluit, nie? Nee, ek is reg om af te sluit, dis doodreg. Ek was laasweek in die kar op pad na my kinders toe, ek het hierdie keer beter beplan, so ek het nog 2 minute. Ons, maar lekker, bid vir ons suster, stuur ons 2 minute lank. Kom ons sluit die oë, is regtig. Here God, dankie dat ons hierdie uitnodiging van U af kon ontvang om in hierdie 2 maande oor U te leer en by U te leer en dat U in ons kom werk het en ons kom verander het, Here. Here, ons glo dat ons ook 'n pad saam met U stap, op reise saam met U en dat U met alles 'n doel het en dit alles bydra tot die roeping wat U op ons lewens het. Dankie Here vir ons saamwees en
dat ons by mekaar oor disippelskap kon leer. Dankie vir al die wonderlike bronne en mense en dat ons uit hulle godstories kon leer, ook uit Thomson, Here. Dankie Here dat U aktief besig is in ons elkeen se storie. Ons weet Here dat U sal aanhou om ons te hervorm en te transformeer, sodat ons al hoe meer soos U sal wees. Dit is ons begeerte Here. Here seën ons gemeentes, mag ons regtig gaan wees in ons gemeentes en nie vashak by doen nie, maar ook weet Here dat U agter die skerms besig is om vir ons 'n pack bymekaar te maak, 'n groep mense wat saam met ons wil reis. Want Here, U onderhou U gemeente. Seën elkeen van ons Here en wees by ons, wees naby aan ons. En ons weet U is, so mag ons U ervaar, Here. Dankie Here dat ons ook hierdie geleentheid kon gehad het om bymekaar te kan leer, Here, want ons leer elke dag nog. Ons bly leerlinge van U. En mag ons regtig, Here, met dit wat U ons mee kom toerus het, gaan disippels maak. Ons is lief vir U. Amen. Dankie julle. Sumarie, dankie vir die gebed. Ons Dankie. chat julle. Ja, ons sien mekaar weer. Mooi dag vir almal, mooi ry en rustig geniet dit. Bye.